Goeienaand kijkers, ons het vanavond weer die gezicht van Hoërskool Montetjie op jouw kant van die story episode 2. Maar niemand anders als Monet John Roos, al die pad van Montetjie. Ik wil niet te veel over hem zeggen, ik wil hem zelf aan jullie voorstellen. So Monet, sê voor die mensen wie hij is, en waar jij is, en oor die algemeen wat type mens jij is. Mijn naam is Monet John Roos. Ik is 17 jaar oud. Ik is een leerling bij Hoërskool Montetjie. En soos, ik neem aan verschillende sporten deel, zoals bijvoorbeeld atletiek, cricket, golf, rugby en tennis. En ik is eigenlijk maar een stel oukie, maar ja. Dan wil ik net so klein bietjie steeds oor Hoërskool Montetjie se sewes. Julle speel mos hierdie komende naweek speel sewes. Die is die derde jaar wat Hoërskool Montetjie deelneem aan die sewes AP, reg? Okay. Alle kon ek sal in my tyd ook van ek is seker ek sou al vandag 'n blitsbok wees. In elk geval, so julle het in die eerste jaar julle deelgeneem aan die nasionale kampioenskap in Pretoria en julle het 4de geëindig as die mees aantreklikste rugby, nee, as die mees aantreklikste sewes rugby spelers. Ek het nog nooit van hy toekenning gehoor nie. En julle het dan ook die plaattrofee by Hoërskool Outeniqua gewen. Julle speel in die finale teen Outeniqua. Sê vir my, was jy deel geweest van daardie sukses? Ik was ongelukkig niet deel van die loftesttoernooi nie, maar dit is vir my baie vertel van Hoërskool Montetjie se sevens en se rugby. So dit is vir my voorreg om die volgende jaar in die sevens toernooi deel te neem. En dit was vir ons regtig 'n groot wen teen Outeniqua. Dit is 'n skool van 1200 kinders, so wat amper drie keer groter as ons is. So dit was my regtig 'n voorreg om ons hoef nie terug te staan vir sulke groot skole nie. So dit was my regtig 'n voorreg om daai sport deel te neem vir die skool van Montetjie Hoërskool. Okay. Julle is baie kleiner as 'n paar jaar terug toe ek nou op Hoërskool Montetjie was. En sê vir my as Outeniqua se spelers nou altyd so baie groot. Ja, nee, hulle is groot, maar ons het skills, ons is vinnig. So ons staan nie terug vir geen skool. So soos ek sê, jy kan vir ons boys gee, ons sal vir boys aanvat, ons sal nie terug staan nie. Ek hoop net boys hy het nou daai gehoor. Dan wil ek weet by jou, watter positiewe impak het al hierdie sukses van die sewes op jou spel gehad, op jou rugby self? Dit is vir my, dit het regtig 'n groot impak gehad op my, soos dit het vir my meer geleer oor die game, soos dit vir my meer soos hoe kan ek nou meer vir ons soos gehelp en soos ons skills levels beter gemaak en net vir ons 'n beter rugby speler gemaak en vir ons jy maak nuwe vriende by rugbyveld van die rugbyveld af. So ja. Okay. So ek dink in terme van die vinnige spel by die sewes en dan na die 15-tal toe. Jy speel ook 15. Ja. Dan speel jy center en as jy sewe speel dan is jy op slot. Ja. En jou pa was 'n 8ste man geweest. Ja. Vir die wat jy weet, wie se pa is meneer Monet Roos, Tiets soos wat ons hom genoem het op skool. Ja. Ek dink hy sal seker vir altyd Tiets bly. Ja. En dan wil ek weet wat is die beste oomblikke wat jy vir altyd sal onthou van die sewes rugby toernooie? Die adrenaline op die veld en die spansport, die gees, die aand voor die tyd. As ons almal in die kos gaan slaap, waar speel die volgende dag, daar's dit jokes en almal maak grappies, is 'n gamepie statsies wat hulle speel die aand. Dis eintlik maar 'n kompetisie voor die game, voor Saterdag, ons speel 'n touch kompetisie en daar het ons klaar bewys, maar Montetjie Hoërskool skrik van niemand nie. En ja, maar as die Saterdagoggend kom, was almal gefokus, almal reg en lus vir rugby speel. Okay, dan wil ek gou oor 'n sensitiewe gedeelte met jou gesels. Ek dink die jaar was vir jou seker een van die moeilikste. In 2023 was jy een van die staatmakers met baie spoed, baie goeie verdediging. En vroeër vanjaar het jy jou skouer seer gemaak en na die operasie as jy nog altyd moes langs die kantlyn. Sê vir my, watter groot aanpassing was dit gewees toe die dokter die slegte nuus met jou moes deel dat jy vir die res van die jaar uit is? Die eerste gedagte wat in my kop was is, hoekom moes dit ek wees? En soos, dit was vir my baie moeilik want ek het gedink, dit is my laaste 2 jaar in die hoërskoolloopbaan, dit is my laaste jaar van sevens. So, dit was vir my moeilik, maar dit was ook vir my, daar's 'n rede vir alles.
So dit was ook goed om die game van buite af te kyk, van buite af dop te hou en te sien wat op die veld aangaan, dat ek volgende jaar kan gaan sê maar ja, dit en dit en dit, soos kan sien wat fout is daar en wat fout is daar. So dit was my eintlik het vir my goed gewees, maar dit was ook vir my nie lekker om heel jaar uit te wees. En wat mis jy die meeste? Ek mis eerlik die spansport, die gees, saam met my vriende, soos die skills wat ons het en hoe ons mekaar gespeel het, soos ek mis die spelers. Sy mis die familie. Ja, dus hulle sê alles my familie. Okay, so dan wil ek gou by jou weet, because jy het 6 baie groot verantwoordelikhede op jou. Jy het Noord-Holland cricket gespeel, dink hy was in die COVID tyd geweest. En dan het jy ook vir die Cavaliers tennis gespeel. En dan so deeltyds speel jy golf en dan het jy 'n groot liefde vir rugby. Okay, kom ek vra jou eers so, wat is jou favourite? Dit is maar tussen rugby en golf, maar op die oomblik is dit golf. Want ek hou meer van golf, maar ook rugby, want rugby is vir my lekker, maar golf is ook vir my lekker. So dit is maar moeilik tussen die twee. So, maar ons sal maar sê rugby, want rugby is meer vir my, dit is 'n spansport, so almal speel vir mekaar, almal soos dis soos 'n familie soos jy gesê het. En ja, dus rugby is net vir my. Okay, tussen die twee, terwyl jy nou so verduidelik tussen die twee, kom ek agter soos golf, sal ek sê is meer 'n eenman sport. Ja. So jy het volle beheer oor die bal en jy het wel die beheer oor wanneer jy gaan slaan nie, maar jy kan 'n keuse maak en jy kan jou rigting kan jy probeer aanwys, maar die bal gaan 'n ander rigting in. Dis dieselfde soos wanneer jy besluit jy wil na skool vir 'n looi gaan, maar dan sê die Here nee, ek wil jou hier as 'n onderwyser. En rugby weer as 'n kontaksport, maar daar's minder bal. So jy het letterlik net beheer oor die 30% van die 100 en dan die ander 70% as wat die ref meeste besluit wat ek aan die bal moet gaan. Okay, en dan is daar ook akademie. Akademie is nou nie een van my bestes nie, maar soos ek sê, jy moet altyd tyd maak vir alles in jou lewe. So dit is die akademie moet nie afgeskeep word as jy nou goed is in sport, want soos jy kan dalk 'n besering opdoen en dan moet jy terugkyk na jou akademie en dan moet jy gaan leer of so. So jy moet altyd akademie moet ook maar altyd sterk wees. Ja, meeste van die Springbokke glo ek, meeste van hulle is dokters en prokureurs, so as enigiets gebeur dan het hulle iets om op terug te val. Klein bietjie oor akademie en ek wil nie so baie op pa inbring, maar ek dink nou net aan daar was 'n tyd wat ek hom so kwaad gemaak het in matriek. Ek het nog een oggend het ek my vriend by die klas aangekom en hy sê vir my seun, gaan sommer huis toe. Maar ek dink dit is oor die tyd lank wat ek hom so ek wil nie sê hy het altyd genoem ons is vervelig. En as my een vriend nou as hy nou iets aangevang het net aan die manier altyd was sê ek het niks gemaak hè. En dan sê hy sommer seun gaan jy ook sommer. Hy het so 'n favorite line gehad seun, daar gaan jy. En toe na 23 gaan skoor jy pragtige 3 teen Roostay. En ek dink dit was ongeveer 95 meter 3. Jy het op die bal agter gekry en het los deur gehardloop. Sê vir my, het jy daar 'n man of the match gekry of speler van die toernooi of enigiets? Ongelukkig het ek geen toekenning gekry nie, maar soos ek sê, dit is eintlik maar 'n spansport, so dit was eintlik vir die span gedoen. Dit was nie net vir myself nie en dit was 'n geoefende move van die oefengrond af na die wedstryd toe. Die Pieter Wyn die bal vir my pas, dis dit net ek sien die gat voor my, kom ek gaan hardloop en dit was 'n spanpoging, so dit was nie regtig eind vir myself nie, maar na die wedstryd was ek toegeken deur een van my eie spelers, maar Chadwin, en hy het van sy vele man of the match wedstryde hoe dis vir my gegee en gesê ja, maar jy het een van die beter games gehad en ek is baie trots op jou. Dis 'n baie goeie gebaar. Wat is sy naam? Chadwin. Shout out to Chadwin, meneer, behou die spirit en bou so voort. En dit is die ene as dit 'n Frogfoot Sevens gewees, né? Frogfoot, gee die man se speler van die toernooi en man of the match asseblief. Ek gaan sy details in die onderkant los en dan stuur hulle vir hom hoeveel wil jy? Stuur hom 500,000. Okay, dan wil ek so klein bietjie oor die ouers gesels sinds hulle jou grootste support structure is.
jou ma Esterine Roos was 'n baie goeie netbalspeler en baie hastig op die atletiekveld. En dan jou pa het in 1988 het hy Kruivenwyk gespeel by die destydse Wes-Transvaal en hy het ook vir by die Nuffield Week, dink is in Engeland, het hy cricket gespeel by die platteland, by die SA platteland. Ek weet dit is iets met hy te doen. En dan hy het ook 'n baie groot liefde vir golf. Ek sien hom baie Sondagoggend soos nou dorp toe ry en sien ek hy met 'n olifant, hulle is besig met 'n bietjie golf. Maar dink jy jou gawe en die liefde vir sport kom van albei jou ouers af of het jy 'n favourite? Nee, dat kom definitief van albei ouers af, maar soos ek sê, my pa is my held van kleins af het hy ons gevat, my ma en my pa, maar van kleins af het hulle ons gevat in my rugbyveld, gaan oefen, pale geskop, bal gepas, cricketballe gebou, alles. So van kleins af het hulle vir ons geleer, maar hard werk, as jy nie hard werk, jy gaan nie nêrens kom. So. Okay, so 'n hele paar skole het nou al vir jou genader om na hulle toe te kom. Maar hoekom Hoërskool Montikie? Eerst dit was my voorreg om by albei skole my sporte te beoefen. Sorry, al twee skole is nou Drosdui En Boland Landbou. Drosdui en Boland Landbou. Ja. So jy was eers daar by Drosdui Nie eers in Boland en toen Drosdui. en toe kom jy Hoërskool Montikie. Ja. Maar soos ek sê, die Vrokvoet van 2022 was vir my 'n groot voorreg dat ek daai sien van hoe hulle speel, hoe hulle vir mekaar speel, soos dit het net vir my gewys. Maar Hoërskool Montikie hoef teruggestaan van niemand en van niks, groot skole en niks. So dit was vir my regtig 'n voorreg om terug te kom huis toe, Hoërskool Montikie. En al die onderwysers, hoe hulle vir mekaar die kinders se gees vang en hoe dit net die skool was. Dit was 'n groot die skool was net Okay, so Hoërskool Montikie het 1 springbok en hy het 1 blitsbok. Dink jy is die volgende Reinhard Elstad of Ronald Brown? Ek hoop regtig so want soos ek sê, sonder hard werk gaan jy nooit daar kom. So ek gaan elke dag oefen. Ek wil baie graag gaan speel en ek wil eendag terugkom en vir die kinders wat daai tyd in die skool is kom sê, maar kyk wat gebeur as jy hard werk en soos met 'n medalje of met my springbok trui of so iets. Dan net vir hulle kan wys as jy hard werk kan jy iewers kom in die lewe. Baie goed. Ja, nee, ek glo in hard werk. Sy moet nie werk in sit because sy gaan nie 'n springbok word of 'n blitsbok word as sy net die by die huis sit en skool toe gaan en huis toe gaan en verwag Erasmus gaan vir jou roep. Okay. Dan wil ek die komende naweek speel as Montigie die gasheer van die Sewes. En Montigie het 'n baie goeie Sewes rekord vir die afgelope 3 jaar. As nog nie alles was gewen nie, maar as jy nou kyk na die stats, het Hoërskool Montikie redelik pad se kant toe gekom. Dink jy sal alle rekord die komende naweek kan verdedig? Ek het baie vertroue in die span van die jaar en soos ek sê, as hulle vir mekaar speel en as hulle hard reg is, dan is enigiets moontlik. So hier is 'n paar groot skole, maar soos ek sê, Hoërskool Montikie hoef terug te staan vir geen skool nie. En jy is seker? Ja, en bygesê, die 2 goeie coaches maak ook 'n groot verskil, meneer Duan en meneer Pieter, so ja. Wel dan en shout-out vir daai 2 goeie coaches. Okay. So kyk as daai het julle uit. Hierdie komende Saterdag 31 Augustus is Hoërskool Montikie die gasheer van die alle tweede keer as gasheer, né? Sewes toernooi en ek wil hê ons almal wil hê Hoërskool Montikie wil hê julle moet in groot getalle opdag die boys kom ondersteun en ek dink Hoërskool Montikie gaan die kleinste wees. Ek weet oor die jare is ons maar altyd die kleinste maar ons speel die grootste rugby. So ek wil julle moet in groot getalle kom. Ons gaan Hoërskool Montikie ondersteun en ek wil vir jou sê Monay, jy moet daar vir die boys sê baie sterkte en ek weet jy gaan nou nie in die veld self kan wees, maar ek weet jy gaan in jou hart gaan jy daar wees en die manne lekker ondersteun. Baie sterkte met die Sewes toernooi. Baie sterkte vir die res van die jaar, akademie, ander sport wat jy nog gaan doen. En ons hoop om jou volgende keer weer bestel te hê as 'n springbok en nie as 'n leerder van Hoërskool Montikie nie. Maar baie dankie man, dit is 'n groot voorreg om jou hier te hê en ons waardeer dat jy tussen jou besige skedules vir ons 'n bietjie tyd gemaak het.
Kijkers, baie dankie vir julle ondersteuning. Sonder julle kan ons dit moontlik maak nie. Okay, so ek het al vir jou gevra, hoekom Hoërskool Montetjie? So ek wil gou by jou weet, Marco Peke of Hoërskool Montetjie skool? Daar is een moeilijk een. Kijk, zoals ik zei, ik ken die Hoërskool niet, maar ik ken niet woord voor woord nie, maar soos maak op my, ek het al 'n paar keer gehoor, elke dag so, ek sal maar sê maak op my. Okay, en dan wil ek by jou weet, Wallis Montetjie of Montetjie Club? Nee, Montetjie Club, 100%. Ou Blou, dit is op die regte pad. So ja, kykers, hier is die bewyse 2022, 2023 en 2024. Ons wil ook sê terselfdertyd sê baie dankie aan Frogfood en almal die borgers wat die sewees toernooi moontlik maak vir ons jong ladies. Baie dankie meneer Monet Zoneroos. Is 'n groot voorreg, né? Ons sien weer. So tot 'n volgende keer julle. Ik heb toe gehad geweek en ik moest leren dat ik ga niet altijd eerst te komen. Die leeuw heeft geen instructies, maar ik is zeker ik ga niet tweede komen. Mijn naam is niet mijn story nie en ik ga staan voor dit. Maak die zaak wat zij van mij bij mensen horen. Maar die is mijn kant van die story.